Welkom by Môre onder die soekklip, jou 5 minute afspraak in die toekoms. Vandag vra ons 'n eenvoudige maar diep ontwrigtende vraag. Watter soort besigheid is kunsmatige intelligensie regtig? Ons hoor daagliks dat KI die toekoms is, dat dit produktiwiteit gaan laat ontplof, werk gaan verander en 'n nuwe markte gaan skep. Maar min mense vra 'n meer fundamentele vraag. Maak die ekonomie daarvan eintlik sin? Om dit te verstaan, moet ons 'n stap terugneem. Dink aan verskillende tipe besighede. 'n Goudmyn werk anders as 'n ligledery. 'n Sagtewaremaatskappy werk anders as 'n fabriek. Elkeen het sy eie ekonomiese DNS, hoe koste skaal, hoe inkomste groei en waar die risiko's lê. So waar pas KI in? Op die oppervlak lyk KI so sagte ware. Liggewig, digitaal, amper grensloos skaalbaar. Maar kyk 'n bietjie nader en 'n ander prentjie begin vorm. Die werklikheid is dat KI gebou word op iets baie fisies, datasentrums. Groot dierfasiliteite, vol gespesialiseerde skyfies, wat enorme hoeveelheid elektrisiteit en verkoeling benodig. Dis nie 'n wêreld van koste naby nul nie. Dis 'n wêreld van massiewe kapitaaluitgawes. Met ander woorde, KI lyk minder soos 'n toep en baie meer soos 'n kragsentrale. En dit verander alles. Hier is hoekom. In tradisionele digitale besighede, soos die vroeë internet, was die droom dat elke ekstra gebruiker amper niks kos nie. Jy bou dit net een keer, dan skaal dit eindeloos. Maar met KI werk dit anders. Elke keer wat jy 'n vraag vra, elke keer wat 'n maatskappy 'n model gebruik, kos dit werklike geld, rekenaarkrag, energie en infrastruktuur. Dis wat ons noem marginale koste, die koste van elke ekstra gebruiker. En daardie koste is nie nul nie. Dis klein, maar dit tel vinnig op. Nou voeg ons die tweede deel by, die vaste koste. Om 'n KI-stelsel te bou, verg miljarde rande se infrastruktuur. En daardie toerusting verouder vinnig. Binne 5 tot 10 jaar moet dit vervang word. So, jy sit met 'n besigheid wat twee dinge tegelyk het. Eerstens, baie hoë vaste koste en tweedens, nie so lae marginale koste nie. As dit bekend klink, is dit omdat ons al voorheen gesien het. Dis die ekonomie van lugdienste. Dink daaraan. Liglederye moet diervliegtuie koop, hulle onderhou, brandstof betaal, personeel aanhou en dan kompeteer hulle aggressief oor pryse. Die gevolg? Baie verkeer, baie passasiers, maar min wins. Die vrees is dat KI dieselfde struik kan val, want hier is die ongemaklike waarheid. Baie van die KI-dienste wat ons vandag gebruik, is waarskynlik onderprys. Met ander woorde, iemand anders, beleggers, waagkapitaal, betaal 'n deel van die werklike koste. Dit skep 'n kunsmatige werklikheid waar KI goedkoper lyk as wat dit werklik is. En dit lei tot 'n gevaarlike dinamiek. As maatskappye hulle pryse verhoog om winsgewend te raak, kan die vraag skielik verdwyn. Maar as hulle dit nie doen nie, kan hulle self sonder geld raak. Dis 'n spanningslyn sonder 'n maklike uitkoms. Nog 'n interessante draai. Die mees loyale gebruikers van KI, die mense wat dit die meeste gebruik, kan ook die duurste wees om te bedien. Hoe meer kompleks die taak, hoe meer rekenaarkrag word benodig en hoe hoër is die koste. Met ander woorde, jou beste kliënte kan jou grootste las wees. So wat beteken dit vir die toekoms? In die kort termyn kan ons verwag dat KI al hoe beter gaan word, meer akkuraat, meer bereikbaar, meer geïntegreerd in ons daaglikse werk. Maar daar is ook minder gehoorde teenvoorspelling. Vandag se KI is dalk die swakste wat jy al ooit gebruik het, maar ook die goedkoopste. Sodra die ware koste begin deurwerk, kan pryse styg. Toegang kan beperk word, of dit kan 'n skeiding tussen premium KI en die meer beperkte goedkoop weergawe vir die massas. Op die langer termyn kan die bedryf selfs verander. In plaas van een reuse algemene KI vir alles, kan dit meer gespesialiseerde toepassings dien. KI wat onderwerp is vir spesifieke sektore met beter koste-effektiwiteit. Daar is ook geopolitiese dimensie. Sommige lande fokus reeds op 'n ligter, meer doeltreffende KI-modelle wat minder rekenaarkrag gebruik. Dit kan meer volhoubare pad wees, nie noodwendig die kragtigste nie, maar dalk die mees ekonomiese. En dan is daar ook die groter vraag, wat gebeur as hierdie ekonomie nie uitwerk nie? Ons het al die tegnologieborrels gesien, tye wanneer groot beloftes enorme beleggings lok, maar die onderliggende besigheidsmodel nie hou nie. Dit beteken nie die tegnologie verdwyn nie.
Dit beteken net dat die pad vorentoe stadiger, meer kompleks en minder glansryk is as wat aanvanklik gedink is. Die weg neem idee. KI gaan nie weg nie, maar die vorm wat dit aanneem, wie dit beheer en wie dit kan bekostig en hoe dit geïntegreer word, kan drasties verander. So miskien is die belangrikste vraag nie net wat KI kan doen nie, maar wie uiteindelik daarvoor betaal. Dit is môre onder die soeklig. Tot volgende keer. Bly weetgierig en toekomsgerig.